Het jy geweet meer as die helfte van alle Suid-Afrikaners het meer as een werk? Side hustles. Dis nogal ironies as jy in ag neem hoe hoog ons werkloosheidssyfer is, maar dis dalk hoekom, as gevolg van ekonomiese druk. In sommige gevalle is dit egter ook omdat daar nie genoeg werksbevrediging in die eerste hoofbron van inkomste is nie. Vanaand gesels ons met interessante Suid-Afrikaners wat meer as een werk beoefen, van podcasters tot restauranteienaars. En ons wonder, wat is die fyn lyn tussen oorlewing, nuuskierigheid en passie? Ek het jou nog altyd bewonder, maar ek is nie heeltemal seker wat jy alles doen nie, want jy doen so baie goed. Ek het vir 'n tyd lank in die opera koor gesing en toe het ek kids gehad en nou het hulle my weer begin vra dat ek deel kan wees van opera koor produksies. En as ek kansie kry, dan is ek 'n mam in een of ander advertensie wat ek losslaan en dit finansier weer my ander droom. Speel jy altyd 'n ma? Meestal ma. Dan is seker my ding wat die brood of die tafel bring, wat Alex sê ek mag nie los nie, my man, dis my onderwys. So ek gee musiek vir 1 tot 5-jariges. Dan is daar my eie brand wat ek self opbou van 2020 al af. Jakob handgemaak, wat nou maar meer ontwikkel het in Jakob. Het word gedesign, het word geprint, so alles is uniek. Ilse, dis wonderlik om hier in jou winkel te staan, maar dit was vir baie lank nie jou enigste en eerste inkomste nie. Jy was by die... Garden Route Distriksmunisipaliteit. En wat het jy daar gedoen? Ek was vir 21 jaar altesaam die performance manager van die distrik. Vertel net eers hoe dit begin het. Hoe het jy die distrikswerk en hierdie gelyk aan die gang gehou? Ek het gevind dat ek wil graag nie meer so baie geld spandeer aan allerlei tipe roompies vir my persoonlike ekseem en psoriase wat ek aangelei het, nê. Daar moet iets wees wat natuurlik is, wat actually sal werk. En ek het begin deur 'n bietjie op te lees, maar ook deur olies aan te skaf. Dis nou so 3 jaar. So 3 jaar. Ek het met mense gesels waar ek gewerk het. En mense het begin koop by my. Wat begin het met 10 produkte, het ek nou net so bietjie oor die 60. Ek het nommer op die deur gesien dat hierdie plekke is te huur. En die 9de Mei, toe hou ek 'n lekker launch party buite. Daardie dag het ek besef, maar luister hier, ek sal 'n plan moet maak. En ek het 3de Junie my bedanking ingesit en Vrydag die 5de Junie klaar gemaak na 21 jaar in government. Ongelooflik. Toe het jy besluit, Authentic vat Me dit. moet 'n vaste werk word vir jou. Authentic Me moet iets raak wat ek my hand op kan hou. Jy is getroud, jy het 'n kind, jy reis as medic en dan het jy hier 'n klein studio in Johannesburg as ateljee kunstenaar. Dis 'n wille ding om aan die gang te hou. Ek hou daarvan om te hustle en alles uit te leef wat ek kan. Kuns is my grootste liefde, om mense te help is my ander liefde. Medic is die oorspronklike werk wat ek gehad het. So my ouma was 'n matrone gewees in Vrede. En ek het altyd saam met haar ouer huis toe gegaan en pilletjies uitgedeel vir die tannies. So ja, dit kom van daar af wil ek nog altyd mense gehelp het. Vir 7 jaar loop ek op my verjaarsdag om die huis met ramshoring en beel. Vanjaar tuimelmure onverwags die eerste keer. Vind ek in die kombuis tussen bourommel en stof 'n tafel gedek vir 2. Brood en wyn, 'n vaas met blomme en in die lug so subtiel die geur van narkieskil en kaneel. Jy het groot geraak in die ou Wes-Transvaal. Ja, is reg. En wou jy toe 'n dokter word of wou jy 'n digter word? My pa het gesê ek moet 'n dokter of 'n ding word en toe word ek 'n ding, jy weet. Ek het ook geskryf vandat ek jonk was, nie met die oog om 'n digter te word nie, eer net om goed neer te skryf en in 'n laai te sit. Dis eers later wat ek meer formeel begin fokus daarop om gedigte te skryf. Jy sê nou eers later, dit was in Klerksdorp in 2010. Ek het 'n winterskool gaan bywoon hier by Universiteit van Pretoria. Joan Hambidge van Kaapstad, sy het elke jaar die winterskool kom aanbied. En toe het sy my die geleentheid gegee om 'n M te kom doen in kreatiewe skryfkuns by haar by Universiteit van Kaapstad. So ek het dit van 2011 af toe gedoen. Ek dink meeste van my mindset het ek maar gekry by my pa, want as iets skeefloop dan maak hy 'n plan. En jy het 'n familiebesigheid begin, vroeg al, nê? Nee. So Sammy Decor and Design was een en Millipap is die ander een. My pa is uit 'n konstruksie agtergrond uit. Ek het interieur design geswat. So ons het Sammy Decor and Design begin waar ek die meubels design het en dat ons dit gebou. Millipap plaaswinkel het ons begin waar ons tradisionele plaaskos gemaak het. Waar? In Kempton Park.
Ons het oopgemaak so 2 maande voor COVID. So dit het op die ou einde nie uitgewerk soos ons beplan het nie. By die kraftwinkel het ek klasse begin aanbied. Dit was net na COVID en ek dink daar was so 'n groot need vir mense om te connect met ander mense en om kreatief te wees. Maar ook ekonomie gewys het dit saam met Millipapa toegemaak. So eintlik is my hele karier net 'n mix of side hustles. En party goed werk nie. Ek doen social media content creation en ek maak marketing content vir besighede want ek het 'n groot passie vir klein besighede. En wat's daar nog? Jy doen stand-up comedy, jy het vir Ellis Park gebel, jy hou van sportfotografie, jy het die podcast. Iemand het my nou die dag in 'n interview gevra wat is die ding wat ek die trotsste op is in my loopbaan en dis definitief die boek. Dit het begin as 'n collection van snaakse stories en toe besef ek, okay, dis my memoir. Ek bestuur 3 restaurante en dan doen ek 'n bietjie TV-werk aan die kant. Ek doen praatjies ook en dan het ek ook 'n ander groot passie is om entrepreneurs wat 'n idee het of wat 'n klein bietjie stak voel in hulle besigheid net te help om oor daai eerste hekkie te kom. Dit is altyd die kombinasie tussen wanneer begin ek nou 'n besigheid, is dit om te pas by my vaardigheid of is dit om te pas by my passie? As jy gaan kyk na teksboeke sê hulle altyd as jy jou eie besigheid begin, is dit maar altyd beter om iets te begin in dit waarin jy 'n vaardigheid het. Ek werk op die oomblik met 'n entrepreneur wat in die TV-bedryf is, maar sy fokus om beskuit te begin verkoop. Nou, het iemand in TV ervaring om 'n beskuitmaatskappy te begin? Waarskynlik nie, maar hulle het ander vaardighede. Hulle kan krities dink oor goed. Hulle kan ten minste basiese nommers verstaan. So ek dink dit is altyd nodig dat jou vaardighede presies gaan opmatch met dit wat jy doen nie, want ek dink dat limit ook eintlik die entrepreneur tot bepaalde goed. Ek dink dit is hoe entrepreneurskap werk nie. Entrepreneurskap werk eenvoudig, daar's 'n geleentheid, daar's potensieel geld om te maak. Ek het 'n bepaalde vaardigheid en ek glo daaruit kan ek geld maak. As ek nou praat oor jou as medic, dit klink vir my jy het 'n bietjie afgeskaam. Ek het in Qatar gewerk, Syrië, Afghanistan en my laaste projek was Irak geweest. Yes, sir. Ek het 17 jaar van my lewe daar gespandeer. Ja. Dit is waar ek actually begin leer het om te tatoeëer. Want ons het ons het in 'n compound gebly. Ons was 25,000 mense op ons site geweest. En een van my security detail het gevra of ek wil leer om kuns te maak, om te tattoo. Ek sê van ja, dis moontlik. 2 dae daarna toe kom die Amazon pakkie aan met 'n tattoo pen. En toe het ek baie van die Amerikaners en Irakies getattoo. En dit het my lewe gegee daai kant ook, want ek kan my passie leef saam met mense. Dit gaan so half gepaard met you can live your best life. So jy kan wees net wat jy wil. Maar aan die ander kant is ons nou in 'n wêreld waar lewenskoste onmenslik hoog is en mense eintlik regtig meer as een ding moet doen om den brode. Ja, dit is definitief vir my al twee. Ek kan vinnig bored raak, so ek wil goed wat ek geniet kan doen. En ek sien niks as 'n harde einde nie. Partykeer fokus ek meer op iets. Soos nou is ek baie gefokus op my comedy shows. Dan oor 'n paar maande is ek dalk in 'n seisoen waar ek op kuns fokus. Ek weet nie of dit die beste raad is nie en of jy net single-mindedly op een ding moet fokus nie. Ek seker daarvan dan gaan jy dalk baie vinniger suksesvol raak in daai spesifieke ding, maar vir my moet ek true bly tot myself. Ek gaan nie elke dag dieselfde ding kan doen nie. Ek sal my kop verloor. Dink jy geheim is maar net om nie 12 bane te hê nie, maar 4 Ja. en om hulle goed te bemark en konsekwent te bly daarmee. Ja, en vir my verander die bane baie keer. So, dis ook vir my okay. Ja. Solank ek iets kan doen en 'n geldjie daai uitmaak, is ek happy.